hierdie onsienlike naaldstring, is dit wat die mense voed met die dogmatiek van die wêreld daar buitekant en van Satan self. She's the mother, wat die Satan is die vader. Wanneer ek kyk na die tipe dogmatiek soos die wegraping wat plaasvind nou 23 en 24 September tydens die Joodse nuwe jaar, Rosh Hashanah, en natuurlik the Feast of the Trumpets, dit het niks met protestantisme te doen nie. Niks. Joshua sê in die woord, volgens Hebreërs 7:18, hy het dit tot niet gemaak, die feeste, die maane, die sabbate, die nuwe jare, die 613 wette van Moses, die hele Ou Testament, het hy tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou wil ons as protestante dit laat herleef. Hulle doen dit omdat hulle naaldstring vas is aan die algemene godsdienstige sienswyse van die wêreld daar buitekant. Gaan kyk op die internet, 50, 60 bladsye vol, wat sê daar's die wegraping vind plaas. Man, dis onmoontlik, dit kan nie plaasvind nie. Dit kan nie plaasvind nie. En dis nie net daar in die boot aan nie. Iemand anders het my geskakel vandag. 'n vrou. Sy sê, prof, my pastoor preek dieselfde boodskap. En toe ek vir hom jou boodskap gee, 'n rukkie later toe bel hy terug. Toe sê hy, daai professor het nie 'n klou nie, hy's in die duisternis. Regtig? Regtig? As ek dan in die duisternis kom praat met my, laat ek ook in die lig kan kom. Inteendeel moes daai pastoor gesê, gee my sy nommer, dat ek hom in die lig kan bring. En so is daar honderde protestante pastore vandag, en charismatiese pastore en predikante, wat hierdie feeste en goed aanhou, aan die gang hou, wat niks met ons te doen het. Die enigste feest wat ons as protestante en charismate, en ek is nie as 'n protestant, ek is 'n Javis, net so terloops. Want die protestantisme is geteel deur die Rooms-Katholieke Kerk in die 16de eeu. Hoeveel van u weet dit? Kom, ek gaan net een verder. Wanneer ek sien dat Joshua kom en hy gee my as 'n Javis of 'n protestant een fees om te doen. Hy sê nie eers ons moet sy geboorte herdenk nie. Hy sê wanneer julle aan die nagmaaltafel sit, 1 Korinte 11, 23, 29, dan herdenk julle sy marteling, sy kruisiging, sy sterfte, sy opstanding uit die dode, en sy hemelvaart, en sy wederkoms. Dis wat ons herdenk. Ons het niks te doen met die 7 trumpets nie. Ons het niks te doen met enige feast of bread, leavened bread nie. Ons het niks te doen met dit nie. Maar omdat 'n klomp joetjies in Israel dit gesê, nou glo, daar's nie 'n skrif wat dit bepaal nie. Daar is nie 'n Nuwe Testamentiese skrif wat dit bepaal nie. Die skrif wat hulle gebruik in Openbaring 16 vers 15, daai skrif het te doen met die ouens in die groot verdrukking. Dis in die groot verdrukking. Ons wil op die plek kom waar die pastore en die predikante en die teoloë, die ouens, op die plek kan kom waar hulle afgesny kan word van die moeder af. Weet jy wie is die moeder? Die internet. Vir baie van die ouens, as jy die internet wegvat, het hulle geen raamwerk, geestelike raamwerk, waaruit hulle of waarvandaan af hulle kan funksioneer nie. Soos 'n niks. En vergeet om charismaties te wees, flamboyant te wees, arms te swaai en rond te hardloop. Dis nie waaroor dit gaan nie. Met ander woorde, dit waaraan ek vas is, dit wat van die bron afkom, is dit wat oor my lippe sal vloei.
u het nie 'n geestelike naaldstring as ons wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, die Gees nie. Ons is losgemaak, maar ons funksioneer in die genadebloed van Jahweh. Dis hoekom pornografie en al hierdie tipe goed op die internet 'n invloed het in mans en vrouens en jong mense en kinders se lewens. Kinders ook. Hoekom? Want hulle naaldstringe is vas aan dit wat die internet hulle mee voer. En vandag se kerke, meeste vandag se protestante kerke, word daar nie meer oor 'n standaard van heiligmaking gepreek en mense geleer oor wat is sonde nie. Hulle praat nie eens oor die duiwel of Satan en oor die hel nie. In meeste kerke vandag is daar geen standaard van heiligmaking nie. Jy kan nog Sondagoggend na brandewyn ry van Saterdag aan se partytjie. Dan sê die pastoor nie 'n woord nie, al ry jy na brandewyn terwyl jy help om die nagmaal te bedien. Ons sal op die plek moet kom, en ek praat met Suid-Afrika, en u wat in die wêreld buitekant is wat Afrikaans sprekend is, wat na hierdie boodskap luister. Ons op die plek moet kom waar die pastore en die predikante, wel die predikante het 'n verskriklike gesukkel met dit, want hulle, dis nie deel van hulle teologie en opleiding nie, heiligmaking nie. Verskrikklik agnosties en panteïsties, maar die pastore, wat in baie opsigte nog die custodians, die toesighouers is oor die woord. Ja, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, leer en lei in alle reg en waarheid, maar Jahwe het ons geplaas om te kyk na die kudde, na sy kudde, waarvan hy die hoofherder is. Dus die tyd het aangebreek, dat vir mooi praatjies en mooi stories dit verby is. Wanneer ons kyk na die wêreld daar buitekant, wanneer jy luister na die vorige 4 boodskappe wat ek gepreek het, oor Prof. Hannes se preke, die inligting, die navorsing, die tyd wat ek gespandeer het in navorsing, dis vir u gerief, en jy gaan kyk waarin ons bevind vandag, dan lewe ons in 'n verskriklike, ernstige tyd. Ek het dit al gesê, die tyd vir kerkspeel is daar nie meer tyd nie. Dis nie die 23ste en die 24ste, die wederkoms moet plaasvind voor die wegraping.